Goeiemôre, good morning. Ja, nee, kyk, dis klein Saterdag en ons het 'n heerlike, lekker program vir jou beplan. Ja, maar Pieter, voordat ons daarby uitkom, nee. Aangesien Ras nou nie hier is vandag nie, het ek dit goed gedink om vir ons vandag 'n interessante feit op te spoor. Want sy doen dit mos gewoonlik, nee. Love it. So 14 Januarie is 'n dag om jou troeteldiere te vier en staan dus bekend as Dress as Your Pet Day. So Pieter, ek het nou wel nie katore nie, maar ek het 'n ander plan gemaak. Ek het nou gedink Batwoman gaan hier langs my verskyning maak. Nee, jy gaan baie beïndruk wees, want ek het hierdie bandjie gebring, dis Lucas se, sy weier om te dra. So ek dink ek moet vir die res van die dag hierdie om my arm dra. Dit lyk mooi. En dan het ek 'n spesiale kledingstukkie hier. Is dit 'n onesie of wat noem jy dit? Dit is 'n onesie. Ja? Dis eintlik slaapklere. Hoe oulik is dit? Met katte op. Sy. En dan hierbo, hier's tog katoortjies. Daar is jou katoortjies. Dis lekker. Ja. So miskien sal ek dit, ek gaan dit na die program aantrek. Daar sy, doen dit. Ek het ook iets vir jou gebring. Daarso. Vertel vir ons wat dit is. En dan ook 'n ou speeldingetjie want ons weet jy is Dis 'n mint flavored dental tube. Sê vir my ietsie. Ja, dit is iets om aan te pesel vir die res van die program. Els moet ek pesel. Nee, stop. Nou gaan my stert Hy sal dit regtig doen. Ja, ek sal hom proe. As my hondjies dit kan eet, dan kan ek dit ook seker eet, maar hoorie, dis nou baie oulik van jou. Ja, en dan hierdie speeldingetjie, hoor hy maak 'n geluid. Ek moet net vir jou sê, as ek net dink aan my jy moet hom skud aan daai toutjie. Hondekinders by die huis, dan gaan hierdie voeltjie dit nie lank maak nie. Sy tweet gaan vinnig uitwees. Maar nou ja, aan almal van julle wat soos ek en Elsa, baie lief is vir ons troeteldiere. Ja. Dit is nou National, wat jy gesê? National Dress as Your Pet Day. So jy moet ietsie aantrek vandag of by jou hou wat jou kan herinner aan jou troeteldier, jou dierekind. Lekker. Dan wil ek ook net sê aan al die leerlinge wat by die skole en dinge is vandag, die graad 1 parabeentjies en die graad 8s en die matrikulante en almal van julle, welkom terug. Wat was gisterand so lekker om net vir my kinders ook te sê, julle moet nou vroeg in die bed klim. Ja. Dis môre skool. Jy het 'n voeltjie hoor fluit dat dit nou vandag hoor fluit. Ek het nog 'n voeltjie lekker hoor fluit vir alles waarna jy kan uitsien in vandag se program. Ons gesels oor nooddienste tydens die afgelope feesseisoen. Ons trek ons drafskoene aan saam met die Magnolia Road Runners. Ons vind meer uit oor die wenresep agter Ouma Bets gebak. Ons leer meer oor Rubik's Cube kompetisies en die smaakmakerry van 'n Merwe kom maak 'n draai. En dan is Janie de Tooy ook hier om nie net te kuier nie, maar ek is seker ook 'n bietjie musiek te maak of musiek te gesels. Daar's 'n musiekvideo wat wag. Lekker, jy sien. Altyd iets om na uit te sien en ek wil net sê dit is ook waarom Ras nie vanoggend hier is nie. Sy's 'n goeie ma. En sy het besluit om haar kinders te ondersteun vandag. Lekker, dankie Ras. Ek choose so lank aan ietsie terwyl Elsa vir ons nog ietsie vertel. Luister, so gepraat van kinders. Het jy Legos as kind gebou? Ja, yesterday, ek was mal daaroor. Ja, ek self het dit ook gedoen en daar was in 'n stadium 'n spesiale reeks. Die blokkies was pers, pink en wit gewees. So vir dogtertjies en ek was al ewig doenig om te kyk wat ek kan bou. Nou goed, die rede waarom ek dit vir jou vra is Lego het 'n nuwe reeks bekend gestel wat hulle ikoniese blokkies met tegnologie kombineer. So die sogenaamde Smart Bricks bevat sensors en interaktiewe elemente wat lig, klank en beweging kan saamvoeg om bouwerke meer lewendig te maak. Die idee is om spel nog meer interaktief vir kinders en volwassenes te maak, want ons weet daar's volwassenes wat ook hulle Lego blokkies geniet. En Lego verwys daarna as hulle mees revolusionêre produk in byna 50 jaar. Maar nie almal is oortuig nie. Sommige kundiges en Lego aanhangers is bekommerd dat die byvoeging van tegnologie dalk die kreatiewe en sogenaamde hands-on speelervaring kan verander, waarvoor Lego al dekades lank bekend is. Byvoorbeeld 'n Lego helikopter maak geluide wanneer dit beweeg word en 'n verjaarsdagkoek kan bespeur wanneer kersse uitgeblaas word en dan 'n vieringsklank speel. Wow. So Lego sê egter die doel is nie om verbeelding te vervang nie, maar om dit te versterk. En die maatskappy glo dat die slim blokkies fisiese en digitale spel kan kombineer op 'n manier wat steeds kreatiwiteit eerste stel. Die eerste slim blokkiestelle sal na verwagting in Maart met 'n Star Wars reeks. 'n Star Wars reeks gestel word. Ja.
Ek is mal daaroor. Ek dink dit is goed. Dit gaan my verbeelding net nog 'n bietjie meer prikkel. Jy weet, ek meen in die ou dae het 'n ou nog met jou helikopter of whatever dit moet wees. Maar ja, ek dink dit is slim en baie oulik van Lego. Ek dink definitief so en ek moet vir jou sê, ek is altyd verstom wanneer ek kyk na die Formule 1 karretjies wat hulle ook met die Lego blokkies bou. So ek wonder of daar dalk ook iets gaan wees in die toekoms wat daai geluid kan maak van die Al wat my motor. pla is, die Lego stelletjies is so mooi en indrukwekkend, maar die prys wat daarmee saamkom, Nou ja, wanneer ons ook het jy al gehoor van radioaktiewe diere en goeters, nie noodwendig in die realiteit nie, ons ook nou mos maar in die strokiesprente en al agter, soos byvoorbeeld Peter Parker. Ja. Maar ons moet voorberei op ietsie wat nou bietjie meer na aan ons is. Dit is radioaktiewe renosters. Kan jy dit glo? Ja. Dis 'n ander storie. Die radioaktiewe renosters, dit klink amper onwerklik, maar Suid-Afrikaanse wetenskaplikes het 'n spiksplinter nuwe plan om renosterstropery te stop deur renosterhorings radioaktief te maak. 'n Klein hoeveelheid radioaktiewe materiaal word dan in die horing ingespuit en hierdie proses is heeltemal veilig en onskadelik vir die renosters en die doel is om dit vir stropers en smokkelaars byna onmoontlik te maak om horings ongemerk uit die land te kry. Met dit dat die renosterhorings dan radioaktief is, kan dit maklik by lughawens, hawens en grensposte wêreldwyd opgespoor word. Suid-Afrika het die grootste renosterbevolking ter wêreld, maar tog word daar steeds meer as 400 renosters elke jaar gestroop. Kenners sê daar word steeds byna 1 renoster per dag doodgemaak. 'n loodsprojek met 20 renosters het gewys dat tegnologie veilig is. Veral hierdie tegnologie, bewaringsgroepe beskryf dit as innoverend en broodnodig. Renosterstropings en renosterhorings word steeds na Asië uitgevoer waar dit as medisyne of statussimbole gebruik word. Ek kan dit nog steeds nie glo nie. Ondanks geen wetenskaplike bewys van waarde nie. Die hoop is dat hierdie tegnologie kan help om een van Afrika se mees bedreigde spesies beter te beskerm. Hoe oulik is dit? Ek dink dis baie nice. Dis altyd vir my goed om te hoor dat die wetenskaplikes, die mense wat betrokke is, verskeie organisasies ook, gereeld daaraan dink hoe hulle so 'n probleem kan oplos, jy weet. En ek dink byvoorbeeld ook Bonheidebot het mos daai dokumentêr gemaak Stroop. Sjoe, wat so interessant was. Dit was baie interessant. Dit was natuurlik ook ontstellend, so ek sou nie, jy weet, as jy 'n sensitiewe kyker is, moenie noodwendig, maar ek dink dit is tog goed om presies te verstaan wat aangaan, maar om daai bewusmaking aan die gang te hou en gedurig aan oplossings te dink om dit te verminder. Enigiets om hulle te beskerm en enigiets om net daai misdaad element uit te kry, want ek meen die ouens het al alles gedoen wat die veiligheid aanbetref en so aan, maar hierdie klink nou nogal vir my na 'n werkbare oplossing. Ek is seker daarvan. Ek stem met jou saam. Ja. En ek dink 'n mens is geskok soos wat jy sê, jy weet, wanneer jy hoor waarvoor dit steeds aangewend word. Ja. Dan is dit amper asof mense dit werklik nie kan glo. Is 'n sinnelose ding. Daar's regtig geen waarde daarin nie. En die ouens ook wat die renosters weet met renosters steel of hulle bewaar hier in Suid-Afrika met wie ook te doen gehad het, sê dit is maar net een van daai dinge. En nou moet hulle die arme renoster se horing self afhaal, maar dit is tog so deel van die dier en 'n deel van sy manier hoe hy oorleef en sy dinge doen. Absoluut. Nou Pieter, ek weet nie hoeveel onderskeidings jy gehad het as matrikulant nie. Ja, nee. Maar jy kan ingeskakel bly wat ons gesels net hierna met die top matrikulant van 2025. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning en ons is nou weer terug. Hallo my skat, ek dink ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank, ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lottersbaai glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe Denne. Lottersbaai, ons is denners goed. Dis die glimlach wat bly, gaan hulle weg, leef verliefde steeds voort, want die liefde ontferm, gedei soos dit hoort. Wanneer 'n geliefde heen gaan, behou ons nog altyd die liefde. Afbob, ons is hier vir jou. So, jy's een van daai rowwe jacks wat af die pad af toer.
wat tuis voel waar die hardste geluide wat jy kan hoor die wind en wille waters is. Affipataf bied weerstand in enige weer. Met ons 4 trektente, toebehore en boswaens maak ons enige omgewing mak. Besoek ons winkel vir al jou kampenoodighede. En ons werkswinkel sal enige 4-trek regtrek vir die wildernis. As jy gaan kamp, kamp Affipataf. 'n Goeie ontwerper verstaan wanneer minder meer is. Wanneer meer is en wanneer funksie vorm dikteer. Met meer as 30 jaar se ondervinding bied Carney Interiors ontwerpplanne wat jou styl en persoonlikheid weerspieël. Carney Interiors bied allesomvattende ontwerpdienste vir kommersiële en residensiële projekte. Kontak Carney Interiors vandag om jou drome te bewaarheid. Now is the time to build. With a partner who is brave, committed, and hungry to help you. Who thinks boldly and differently, leads with understanding, Guided by a team of exceptional minds, displays the highest technical excellence, for whom flawless delivery is personal, and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura. To excel, to conquer that new plateau. To live, innovate, and succeed. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfskilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Die 2025 matriekuitslae is steeds op die meeste mense se lippe. Abigail Kok van die York High School in George in die Wes-Kaap het vroeër die week met die laure weggestap as die algehele toppresteerder in openbare skole en is ook as topkandidaat in fisiese wetenskap aangewys. Sy sluit nou aanlyn by ons aan. Abigail, baie geluk en welkom by Goeiemôre, good morning. Baie dankie Tannie. Abigail, kom ons begin net gou by die hoeveelheid onderskeidings asseblief, want ek het nou gespot met Pieter, my mede-aanbieder. Hoeveel onderskeidings het jy ingepalm? Ek het 7 onderskeidings ingepalm, Tannie. Dit is merkwaardig. Nou, wat beteken dit vir jou om die topmatrikulant van 2025 te wees? Tannie, dis 'n bietjie 'n droom wat waar kom. Dit is regtig nie iets wat ek verwag het nie. Wat vir my die belangrikste seker daarvan is dis 'n kans om ander mense te inspireer, om te wys dat iemand van 'n staatskool dit kan regkry en iemand van 'n klein plek in die middel van nêrens omtrent. So dit is vir my 'n groot kans om ook mense te inspireer. En ek wil net sê, ons het nou 'n paar van die foto's ook op skerm gesien. Dit is baie oulik ook om te sien hoe jou ouers daar by jou staan. En ons wil ook net baie dankie sê, want ons het dit gekry met behulp van Marula Media. Nou wil ek ook vir jou vra, vertel ons net van die oomblik toe jy jou uitslae gekry het, want ek dink dit is ook nogal 'n groot oomblik. So beskryf net daai oomblik vir ons asseblief. Tannie, dit was my bietjie onwerklik, want ons werk al 12 jaar na dieselfde mylpaal toe. So dit was vir my regtig belonend om daar te staan en uiteindelik by die punt te kom dat ons matrieksertifikate gekry het en dit het goed gegaan en ja, dit was regtig belonend. Wat was jou gunsteling vak en hoekom? My gunsteling vak was seker wiskunde en rek, hulle deel seker eerste plek. Ek is nog altyd mal gewees vir nommers. Ek het vir dieselfde rede, ek het deelgeneem aan die wiskunde olimpiade en dit en dat. Maar dit was nog altyd vir my so lekker om die patrone te sien. So definitief wiskunde en definitief rek vir dieselfde rede. En dit is duidelik dat fisiese wetenskap dalk ook uitgestaan het, maar dit maak vir my heeltemal sin, want jy hou van syfers. Nou, baie keer wanneer iemand so goed presteer, dan wonder 'n mens of matriek nou werklik 'n moeilike jaar kon wees. So was dit vir jou moeilik en indien wel, wat was vir jou die grootste uitdaging gewees? Tannie, ek het
Wel, ek het matriekgraad uitgeniet. Dit was vir my so lekker. Ek was betrokke in omtrent alles wat ek kon wees. So ek was by die skool het ek vir 2 eerspanne gespeel. Ek het eerspan hokkie en eerspan muurwag gespeel. En ek het deelgeneem aan spraakkompetisies en so aan. En aan die kant was daar ook 'n klomp leierskapsposisies. Ek was hoofmeisie by my skool. Ek was ondervoorsitter van die VRL. So daar was 'n klomp ander goed om my besig te hou wat vir my regtig lekker was. En as hoofmeisie was ons ook geweldig betrokke by ons graad 8 om seker te maak hulle voel ook welkom in die skool. So ek het matriekgraad uitgeniet. Ek het alles ondersteun wat ek kon. Ek was baie met my penne. Dit was my regtig lekker. Die enigste moeilike deel wat ek sou sê van die jaar was meer intern. Ek is bietjie van 'n perfectionist. So ek is geneig om vir my verwagtinge te skep wat nie baie realisties is nie. So een van my grootste uitdagings was om te leer dat my beste goed genoeg is. En my ander uitdaging is seker, wel, hierdie is seker tot verwagtinge, maar om net my tyd te bestuur. So met al die goed aan die kant, moes ek seker maak dat ek probeer om nie tyd te mors nie, want daar is nie veel tyd te spaar nie. Nou, ek meen, jy weet, wanneer 'n mens kyk na matriek, 'n mens weet, ek dink in vandag se tyd is daar nogal baie druk op leerlinge. Hoe belangrik sou jy sê is 'n ondersteuningsnetwerk, jy weet, soos familie en vriende in die verband? Nee, ek dink familie en vriende is geweldig belangrik. Vir my persoonlik, my ouers was altyd daar vir my. Hulle het my ondersteun deur alles. Hulle het my konstant, hulle het my nog altyd geleer dat wat ook al ek doen vir myself is en vir niemand anders nie. So ek kan nie dankie sê vir hulle. My boetie is ook, ek het een ouer boetie en hy het tog altyd my herinner dat ek nie myself te ernstig moet opneem nie. So ek was nog altyd baie dankbaar vir hom, want hy het my nog altyd ondersteun, regtig goed ondersteun hierdie laaste jaar. En dan ook my onnies by die skool. Ek is bevoorreg dat ek van 'n baie goeie skool afkom. So hulle het my nog altyd, hulle het my aangemoedig om buite die syllabus te dink en te verstaan, nie net te leer nie. En hulle het my as mens ondersteun, nie wat swat vir matriek nie. En dan laaste Christen, en dit was vir my regtig belangrik om bid en te sê, God, mag ek my bes doen, mag dit goed genoeg wees. So ek sou definitief sê, 'n ondersteuningsraamwerk, waar ook al hy mag lê, is regtig belangrik. En ek is baie bly dat jy erkenning aan die onderwysers ook gee. En jy moet asseblief vir jou ma Susie sê, ek sê vir haar baie dankie ook vir haar hulp in hierdie verband, want ek weet sy het 'n groot rol gespeel om hierdie onderhoud moontlik te maak. Net vinnig, ons het 'n paar sekondes oor, wat is jou toekomsplanne? Danny, ek is huidiglik veronderstel om aktuariël te gaan swat by Stellenbosch, maar ek dink ek gaan eerder my kursus verander na data science toe, en ek gaan komende jaar by Stellenbosch data science swat hopelik en sonop koshuise study. Sjoe, dit klink vir my baie opwindend. Baie sterkte, ons hou jou met groot belangstelling dop, want ek is seker daarvan ons gaan dalk in die toekoms weer van jou lees, maar dit was wonderlik om met jou te kon gesels. Abigail Kok, natuurlik die topmatrikulant van 2025. Nou ja, jy is ingeskakel by Goeiemôre Good Morning en jy kan ingeskakel bly, want ons gesels net hierna verder en daar's nog heel wat voorlê in hierdie program, so maak seker jy bly net waar jy is. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any how. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal.
Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. AC/DC Express. Everything electrical. Terwyl baie mense van ons gerus en ontspan het tydens die afgelope feesseisoen, is dit dikwels ook een van die besigste en mees uitdagende tye vir ons noodpersoneel. Ek gesels nou met Elaine Erasmus oor wat nooddienswerkers tydens die feesseisoen beleef het. Jy is seker bly, dit is nou ook klaar. Goeiemôre Pieter Janie, ek is absoluut bly. Jy weet, soos wat mense nou sê, jy weet die dinge is oor Desember is daar altyd 'n toename in karongelukke, verdrinkings, ewen goeders so selfmoorde ook. En ja, dinge begin nou van vandag af sal dinge nou weer 'n bietjie meer begin, jy weet, terugkeer na normaal toe. Ja. So nee, ons is baie dankbaar. Hoe raak dinge besigger? Ek meen, ou dink altyd eers aan die pad ongelukke en daai tipe van goed, maar dit is seker nie net dit nie. Nee, dit is nie. Jy weet die ding is obviously is daar, jy weet, meer van 'n, kan ek maar sê, traffic. Mense beweeg van provinsie tot provinsie en dis dan nou waar die karongelukke, jy weet, 'n toename in het. En die ding is ook, dis 'n feesseisoen. So mense, jy weet, hulle drink meer, hulle, jy weet, party en die fees, jy weet, atmosfeer wat oralste juig. En ja, so dit maak ook, jy weet, dat daar meer karongelukke is, ook in die sin van drink ook mense wat beklei, jy weet, mekaar steek met messe en bottels en al daai tipe van goeder. So, en as mens nou weer kyk, as jy na die kus toe beweeg, kyk jy nou weer na meer goeder soos verdrinkings, mense wat meer op die strande tyd spandeer en Dink jy mense is ingestel om net ook 'n bietjie meer van 'n relaxed gevoel te hê? Jy weet, om te sê, ag, jy weet, dit is nou feesseisoene goeders en ons weet dit is gevaarlik, maar ons kan maar so 'n bietjie half die reëls verbuig. Ek sê altyd dat jy kry mense wat so naïef is. Jy weet, en hulle sê altyd dat, of jy weet, daar's karongelukke en daar's allerlei goeders. Maar jy weet, baie mense dink, maar dit gebeur nie met die mense op die TV en daai, jy weet, in die koerante, dit gebeur nie met ons nie. Maar ja, jy weet, almal sal wil graag daai mindset hê van, weet jy wat, kom ons relax bietjie, het was 'n moeilike jaar gewees en kom ons gaan relax net bietjie. En ongelukkig gebeur daai goeders. En dit is hoekom dit so belangrik is op die einde van die dag, jy weet, om as jy bestuur, jy weet, probeer maar kyk, jy weet, as jy ietsie gedrink het, kry Uber om jou te vervoer of jy weet, bly by die huis. Ja, bly by die huis. Slaap in die parkeerarea saam met jou kar. Ja, slaap in die parkeerarea en dan bly jy nou daarso en dan spaar jy nou op akkommodasie vir die nag. Ekskuus dat ek so hier inchip, ek weet ons tyd is maar min. Ja. En ek wil so baie vrae vra. Wat sou jy sê is van die grootste uitdagings wat jy as paramedici ervaar ook? Jy weet, is daar genoeg mense? Ek meen, daar is baie meer noodgevalle en goeders wat ook gelyktydig gebeur. Ja. Kom maar oor alles uit. Wat se uitdagings het julle? Jy weet, onthou die ding is, daar is beperkte hulpbronne in die mediese sektor. Jy weet, van karongelukke, jy weet, ambulansdienste wat beskikbaar is, jy weet, dit kan nou baie gecompliseerd raak in die sin van, jy weet, is dit mense wat mediese fondse het, jy weet, gaan jy privaat ambulansdiens gebruik, gaan jy staatsambulansdiens gebruik, en ook dan, jy weet, in die sin van privaat sektor en, jy weet, government hospitale, staatshospitale, jy weet, is al mediese fonds betrokke. Ons hulpbronne veral in die staatshospitaal is so beperk. So jy weet, daar is 'n oormaas van pasiënte en jy weet, die staf bly dieselfde. Daar's net soveel beddens
daar's net soveel staf waar daai pasiënte kan behandel. So ja, jy weet, daar kom uitdagings in daai sin. Ons is daarom gelukkig, jy weet, in Gauteng spesifiek is daar baie nooddienste. So as jy kom op gevalle wat ons sê mass casualties, busongelukke daageders, is daar altyd, jy weet, jy het daai gerusheid om te sê dat ek weet jy gaan nou nog ambulanse opdaag, jy weet. Waar in kleiner provinsies, jy weet, daar is nie so baie nie. En dan jy weet, dan moet jy letterlik bel en sê hoor so ons het hulp nodig. Maar oor die algemeen ja, jy weet, is daar maar uitdagings daagliks en so en ons vat dit maar, jy weet, ons handle dit maar soos wat dit kom. Hoorie so, en sê gou vir my, het jy tye gekry wat jy met jou voete op die lesenaar kon sit of is 'n tipiese dag nie dit nie? Wel, nie noodwendig nie, jy weet, die ding is, in Gauteng beweeg die mense meerendeels, jy weet, hulle gaan na die Wildtuin toe, en hulle gaan na die see toe, Kaap toe, Natal toe, al die goeders. So vir ons raak het bietjie stiller hier in Gauteng. En dan, jy weet, dan raak hulle nou weer aan daai kant raak hulle nou weer bietjie besiger. Jy weet wat ek sê, maar ja, jy kry maar jou oomblik en dan party dae, ek sê altyd jy weet nooit hoe jou dag gaan wees. Jy kan nooit beplan nie. Vandag kan dit stil wees en jy dink jy sou actually gedink het maar hoor jy vandag gaan besig wees. Jy weet dan as dit teenoorgestelde. So, maar ja, so hier en daar kry ons 'n ruskansie en ons is dankbaar, jy weet dat ons elke dag jy weet dat die Here nog ons hand oor ons hou en dat ons nog, jy weet, ons gemeenskap kan dien en ek sê ook julle is absolute geroepe mense. Jy weet jy word dit nie, jy is dit en dan eventually is dit ook maar deel van jou as 'n loopbaan. Ja, jy word so gebore. Sê gou vir my, wat is die grootste waarde wat ons as publiek kan byvoeg? As ek nou byvoorbeeld by ongelukstoneel kom en mense ons ontbied julle en goeders, wat is die moets en die moenie? Sê net maar kom ons vat 'n pad ongeluk. Jy weet, ek is altyd so bang, jy skuif dalk die ou en net daar is dit nou waar die slagaar, jy weet, daar was dalk nog 'n laaste bietjie. Wat mag ons doen, wat mag ons nie doen nie? Wat is die beste om te doen om vir julle soveel as moontlik hulp te kan bied? Jy weet, die ding is in so 'n geval is, dit is soos wat jy sê, weet, jy wil nie pasiënte onnodig skuif nie. Jy weet, want die ding is, jy weet nie wat se beserings het die persoon nie. Is daar spinale besering dalk of jy weet, so jy moet al daai goedjies in ag neem, maar die ding is ook, jy moet ook goeders in ag neem soos veiligheid. Jy weet as daar nou 'n karongeluk was en die persoon lê daar en jy weet dat hoorie so as ek vir my heilige siel weet dat ek nie as ek nie daai persoon nou gaan verwyder nie, jy weet dan is die persoon definitief dood. So baie keer is maar 'n kwessie van jy weet life over limb en dit is baie keer waar jy daai besluite gaan moet maak. Maar oor die algemeen jy weet die publiek is, jy weet dis maar nie belangrik, jy weet as jy noodvoertuig sien, probeer maar altyd jy weet uit die pad uitgaan, laat die ambulans kan verbykom en probeer maar so min as moontlik om die tonele staan. Jy weet, gee vir die nooddiens die nooddienste spasie om te werk en hulle werk kan verrig. En dit is maar die groot ding waarmee ons baie keer sukkel. En dan nog 'n dingetjie ook ons by Bescare spesifiek ook bandjie is 'n diens wat ons het en dis moeilik baie keer as jy sê nou byvoorbeeld jy het 'n mediese fonds en jy is nou 'n ongeluk en ons geen besonderhede vir jou. Ons weet nie wat jou naam nie, ons weet nie. Dan het julle nou die bandjie daarvoor. En dit werk nogals baie goed vir dit want die ding is, sê byvoorbeeld ons moet in kontak kom met jou familie of enigiets soos daai, jy weet dan raak dit nogals uitdagend. Want dan gaan ons na hospitaal toe, jy kan nie met ons praat nie en op die einde van die dag weet ons nie, jy weet ons behandel jou as 'n mens en ons behandel almal, jy weet met integriteit en al daai, maar op die einde van die dag as ons by die hospitaal kom, jy weet en ons moet jou oorhandig, jy weet dan is baie onpersoonlik wil ek sê, want ons weet nie wat jou naam nie, ons kan jy dalk na 'n ander hospitaal toe gevat het. Maar, so ja. Maar baie dankie daarvoor en dankie vir die gesels. Ek dink ons moet sommer 'n halfuur insetsel maak en dan next time verder gesels. Dit was Elaine, baie dankie vir al hulle hulp. Ons kuier net hierna verder. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. For almost a century, Stiebel Eltron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy.
Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover, and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luxe safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Welkom terug. Henry Botha van Everest Advisory Services is vandag hier om te gesels oor hoe jong mense slim geldkeuses kan maak en hulle finansiële toekoms kan versterk. Baie welkom hier by ons. Baie dankie. Goed, met die matriekuitslae wat nou pas bekend gemaak is, vier baie jong mense natuurlik nou 'n nuwe begin, maar saam met daardie vryheid kom daar natuurlik ook groot verantwoordelikheid nie waar nie. Dis reg, ja, lekker finansiële verantwoordelikheid. Ja. Is nie meer mamma se beursie nie, dis nou ons eie beursies. Ja, so ek dink wanneer mense eintlik oor geld moet begin dink, is presies, jy weet, so vroeg as moontlik. Wanneer ouma jou omkoop om haar kompossak tot by die tank te vat, is dit nodig dat jy daai eerste geldjie wat sy vir jou gee, begin spaar al, want jy koop vandag een af al die tyd. Nou baie jong mense sal sê dat ek nog te min geld verdien om werklik te kan spaar. Is so iets 'n mite? Ja, dit is definitief 'n mite. Spaar gaan nie oor hoeveel jy spaar nie, dit gaan oor die dissipline en konstantheid. Dit wat ons by Everest bied is konstantheid. Finansiële beplanning gaan nie oor hoeveel geld jy het nie, maar dit gaan oor het jy 'n plan en spaar jy ten minste. Nou, ek dink die volgende vraag is vir my persoonlik ook interessant, want ek is baie nuuskierig. Wat is die grootste finansiële fout wat jong mense gewoonlik maak? Joe, daar's baie. Maar een van die grootste foute is skuld. Jy weet, ons wil korttermyn plesier hê, jy weet daai selfoonrekening, daai klererekening. Dit is belangrik dat ons moet weet dat daai skuld gaan saam met jou. En hoe jy daai skuld bestuur gaan jou vorentoe jou toekomsplanne gaan dit 'n beperking opstel. Daar is nou nog heel wat tyd oor, maar is daar dalk iets anders ook wat jy wou gedeel het rakende foute? Ja, weet jy, daar's soveel foute wat ons kan maak en met betrekking tot ons betaal laat ons paaiement as jy nou begin, jy weet jou eerste kontrak uithaal en sovoorts. Jy moet jou kredietskoor moet jy so goed oppas dat dit nie vir jou later dat jy tekort gaan trek wanneer jy nou 'n huis wil koop en jy weet wanneer die groter planne kom nie. So dit begin nou, jy weet eerste self jy weet wil jy studente hê en dis jou eerste kredietkaart, maar wees versigtig. Jy weet dit kom met groot finansiële verantwoordelikheid. Natuurlik. Ja. Nie voordat ons aanbeweeg, want ek dink dit grens my nogal aan iets soos beplanning. En dit is waarskynlik waarop dit neerkom is die feit dat mense nie jy weet vroegtydig genoeg begin beplan nie, né? En dis waar julle ook dan nou inkom. Natuurlik. Ek weet jy vir jong mense sê ek begin jou eerste beplanning is 'n begroting. Want as my baas vir my gevra het wat is jou salarisverwagtinge, het ek vir hom gesê ag gee my ek begin nou eers werk. Maar eintlik sê ek vir hom wou sê luister die lewe kos my hierdie en dit is wat ek nodig het om te oorleef. So ek sal vir jong mense sê begin jou begroting uiteensit. Jy gaan nou begin werk sodat jy weet wat is jou tekorte en jou in 'n maand wat jy vir daai baas kan sê luister sien jy daai syfer dis wat ek nodig het. Ja, is daar enigiets anders wat jy kan byvoeg na aanleiding van waarom 'n begroting so belangrik is? Yes, 'n begroting is so belangrik. Dit gee jou 'n indikasie oor jou uitgawes en dit gee jou ook 'n indikasie van jou geld. Hoe beweeg jou geld? En dan het jy ook soos 'n spaarvarkie vir noodgevalle. Jy weet want jy gaan nou begin leer daar is goed soos bande wat bars. Jy weet die tolgelde, jy moet nou beplan vir 'n vakansie. Jy dis nie meer mamma gee vir jou hier 'n matriekvakansie geldjie nie. Dis nou jy's op jou eie hoor en paasnaweek is vinnig. Ja, definitief. Nou watter klein geld of finansiële gewoontes wil ek liewer sê,
maak later 'n groot verskil. Ja, so dit is iets wat ek reeds al, dit is die klein dinge soos jou rekeninge betyds betaal daai, as daai debietorder daar is, laat daai geldjie afgaan, want dit laat jou krediet score, jou kredietrekord laat jou basies, en dit gee jou ook finansiële stabiliteit, jy weet, en dan, dit maak 'n verskil oor die lang tyd, 'n groot verskil, as jy jou premies op tyd betaal, en gee al, jy sit 'n 100 of 'n 200 rand, begin nou al spaar. Definitief. Wat sê jy is die belangrikste boodskap wat jy vandag met jong mense wil deel in die verband? Hardloop baie vandag. Nee, begin en neem beheer oor jou geld. Al voel dit klein, moenie wag vir die perfekte salaris of omstandighede nie. Jou grootste voordeel as jong mens is jou tyd, en dit gaan jy sien met daai saamgestelde rente wat nou, maar ons het baie tyd nodig om in te haal met inflasie. Nou, gestel nou maar iemand klop aan by julle, by Everest Advisory Services. Neem my net so 'n bietjie deur die proses na aanleiding van waarop spesifiek julle fokus en hoe julle te werk gaan met daai raad wat julle deel. Natuurlik. So ons moet ook onthou elke ou se prentjie is anders. So ons doen 'n behoeftebepaling. Jou behoefte verskil van myne. Jy weet, jy dalk 'n studentelening of jy het jou eerste voertuig wat jy koop, maar ek moet jou help om daarby uit te kom. En hoe gaan ons dit regkry? Verstaan, ek gaan vir jou 'n sommetjie moet uitwerk om te sê jou kar is 300,000, jy gaan ten minste 4,000 rand 'n maand moet wegsit. Op kom jy nie daarby uit nie, maar laat saamgestelde rente vir jou help. Jy weet, moenie alleen die werk doen nie. Dis iets wat ek geleer het. 'n Belegging kan jou help werk. Ja, want ek dink dis juist daai ding. Jy het eintlik maar daai leiding nodig om seker te maak jy neem nie die verkeerde besluite nie. Want ek dink dit is wat ons dikwels oorkom en iets waarop ek gewoonlik fokus of waarvan ek hou om oor te gesels, is die feit dat ek dink daar's nie genoeg. Ek wil amper of sê dit moet deel wees van die leerplan ook op skool. Natuurlik, Jy weet, dink jy nie so iets sou dalk ook 'n verskil maak nie? Ek wens ek kan 'n skoolklas begin waar ek vir mense kan verduidelik, jou eerste stap is kry 'n belastingnommer, want anders gaan jy nie salaris kry nie. En dit is een van daai goedjies wat jy leer met die lewe wat jy soos wat is dit? Ek dink ek het net 'n ID-nommer nodig. Jy weet, maar dit is klein goedjies wat ons van selfsprekend aanvaar, jy weet. Maar wanneer jy jonk is en as kind is dit 'n groot wêreld, want jene moet ek nou in SARS se rye gaan staan, is daar iets soos e-filing, hoe gereeld moet ek doen? Hoe kan ek my belasting, die baas trek nou baie geld af, hoe kan ek dit minder maak? En dit is daar waar ek vir jou gaan help en vir jou sê, kom ons haal vir jou uitreaniteit uit, en daai uitreaniteit kan jy tot 27,5% van daai belasting spaar, want glo vir my, jy wil elke sent spaar. En dit is ook iets waarmee jy kan help, nee, want ek dink daar's dikwels ook so 'n bietjie van 'n onsekerheid wanneer dit kom by iets soos belasting en daai sogenaamde belastingskerwe ook, jy weet. Natuurlik. Ja, en jy moet weet in watter een val jy sodat jy so effektief as moontlik, jy weet, jou belastingvrye plannetjie daar het en ek sê nooit belasting ontduik nie, ek sê belastingvermyding. Ja. So dit is belangrik, maar dit is nodig om jou groei in jou portefeulje te sien en ek dink as jong mens klop aan die deur, moenie skaam wees, stuur ons 'n WhatsApp maar julle gaan nou die detail deurgee. Nou ons het nou 'n paar sekondes oor, maar ek wil graag afsluit deur vir jou te vra en ek weet of dit dalk 'n moeilike een is nie, maar wat is daai persentasie van 'n mens se salaris, veral nou wanneer 'n mens in gedagte hou dat iemand wat nou net begin werk, dis nie noodwendig nou 'n reuse salaris nie, maar hoeveel persent moet 'n mens spaar? Weet jy, net om te kan aftree is daar 5% van Suid-Afrikaners wat kan aftree. So as ek vir jou kan sê, dit is omtrent 80% van jou salaris. Nou ja, toe Henry. Net om by te hou. Nee, ek grap, maar begin in segmente. Jy weet, spaar gaan oor baie meer as net spaar. Dit gaan oor jou begroting, want jou begroting spaar jy op versekeringspremies, mediese premies. Maak seker dat jy dit wat jy betaal, so min as moontlik betaal. Die tyd het ons ingehaal, maar baie dankie vir daai insig en jy kan everestadvisory.co.za besoek vir meer inligting. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventures and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids?
I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dynamica.co.za. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardewarewinkel. Hamiltons, vir die perfekte afwerking. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Vandag gesels ek met Shandu Tron, 'n prokureur wat spesialiseer in familiereg, oor 'n belangrike uitspraak van die Appelhof waarin 'n Suid-Afrikaanse ma beveel is om saam met haar 4-jarige seun na Switserland terug te keer. Die saak fokus op 'n internasionale toesigtwis en die toepassing van internasionale reg en spesifiek waar 'n kind se primêre woonplek is en watter hof die reg het om oor toesig te beslis. Shandu, welkom terug hier by ons. 2026, hier gaan ons. Jy is besig om notas te maak. Ek sien dis ernstige sake. Jou taal is so mooi. Baie dankie. Nou die hof het 'n Suid-Afrikaanse ma beveel om saam met haar 4-jarige seun na Switserland terug te keer, soos wat ek nou net genoem het. Wat kan jy ons meer oor hierdie saak vertel? Ja, kyk, hierdie gaan oor die Haagse Konvensie en ons doen baie redelik van hierdie saak te doen, veral met Suid-Afrikaanse howe. Wat gewoonlik, soos hulle sê in broad strokes in sulke gevalle gebeur, daar is, en ook nou in hierdie geval gebeur, daar was 'n Suid-Afrikaanse vrou en dan 'n man van Switserland. Hulle was in verhouding betrokke. Hulle het in Lucerne, Afrikaans Lucerne gebly. Ja. En lank daar gebly, hy het vir die stadsraad gewerk daar, hulle het ook 'n kind gehad. En toe begin hulle sekere huweliksprobleme optel. Die ma uiteindelik kom toe terug Suid-Afrika toe met die kind en sy sê nee, sy kom net vir haar familie kuier en 'n rukkie hier bly. Toe sy nou teruggaan, toe sy positief vir COVID. Toe kon sy nou ook nie teruggaan nie, maar toe een ding na die ander ding en uiteindelik het sy toe gesê nee, maar sy kom nie terug nie. En dis nou waar die Haagse Konvensie of the Hague Convention nou inskop. En wat in so 'n geval gebeur is, wat hulle noem die sentrale autoriteit, die Central Authority, wat ons familieadvokaat is, maak kontak met die sentrale autoriteit in Switserland, wat ook 'n soort van hulle familieadvokaat is, en dan daar's 'n paar goed waarna hulle kyk in 'n applikasie wat jy moet maak. Maar waarop dit basies neerkom is dat albei ouers het ouerlike regte en het ouerlike regte tot die kind en die ouerlike regte toegepas. Dis nie 'n pa wat lank afwesig was en glad nie sy kind ken nie, dis 'n pa wat 'n pa was vir sy kind en 'n ma wat 'n ma was vir die kind. Die kind is uit die land uitgeneem onder valse voornemens. Ja, ons kom net vinnig met vakansie. Daar was nie toestemming gegee vir die kind om nou 'n Suid-Afrikaanse burger te word en die hele tyd hier te bly nie. En dan ook baie belangrik waar die
kind primêr of gewoonlik woonagtig was. Hierdie kind was woonagtig vir 'n tydjie in Italië, maar primêr woonagtig in Switserland. Dis wat hy ken, dis waar hy groot geword het, dis die taal wat hy praat. So, toe het die pa 'n applikasie ingebring onder die Haagse Konvensie en die Hooggeregshof hierso, die Pretoria Hooggeregshof hierso 'n redelike snaakse uitspraak gegee en het gesê dat, maar luister, die man en vrou is nooit getroud gewees nie en daarom is die Haagse Konvensie nie van toepassing. Toe gaan die saak na die appelhof toe en daar is 'n baie kompetente appelregter daar, regter Tandy Norman. En sy het toe gesê, maar luister, of 'n kind getroud is of nie getroud is nie, of die ma en pa getroud is of nie getroud is nie, het niks te doen met die feit van die Haagse Konvensie en of die kind verwyder is onder valse voornemings, of die kind weggevat is van sy primêre woning en of hierdie pa ouerlike regte uitgeoefen vir die kind nie. Maar hier's waar 'n mens kan sien hoe die reg soort van ontwikkel. Gewoonlik sou so 'n bevel gewees het, sosiale dienste vat die kind, die pa kom saam met die pa en gaan terug. En dit is die einde van die saak. Maar hierdie hof, jy kan sien hoe die reg ontwikkel. Hier het regter Norman het 'n baie goeie bevel gemaak. Sy het gesê, luister, ek maak 'n interim bevel. Dis nie teen die kind se beste belang om terug te gaan nie, maar ek glo dat 'n Switserse hof kan beter hieroor beslis. So ek maak 'n bevel, en amper soos dat die al 43 bevelle, interim egskeiding bevel, omdat hulle nie, hulle was nie getroud gewees nie, sê, right, meneer, die ma en die kind gaan terug. Jy moet vir hulle 'n woning kry, jy moet vir hulle 'n kar kry, jy moet maandelikse onderhoud betaal, en dan moet julle hierdie saak na die Switserse hof toe vat, en weet dat die Switserse hof hieroor beslis. So gewoonlik as jy 'n Haagse Konvensie bevel maak, is dit een bevel en is klaar. Ja. Maar sy was net slim geweest hierso en gesê, luister hierso, daar's komplikasies hierso, daar's ander sake of ander feite hierso. Beide ouers het 'n bietjie gesukkel met emosionele en sielkundige probleme. Gaan terug daartoe en laat daardie hof goed na hierdie saak kyk. Ek dink jy het nou al so 'n bietjie na hierdie volgende punt verwys, maar dalk kan jy ons net so 'n bietjie meer inlig na aanleiding van hoe die howe internasionale twiste rakende kinders hanteer. Ja, kyk, daar's die Haagse Konvensie wat mens gebruik en daar's meeste Europese en Amerikaanse lande het hierdie konvensie onderteken. Wat sê dat luister, as daar internasionale twist is of as daar twist, dit gebeur baie. Dit het gewoonlik so, toe ek begin reg te praktiseer het so 80 kg gelede. Laat. So toe het mens baie mense sake gekry. Maar nou ons weet mense vir mense om Europa toe te reis, vir mense om Amerika, Kanada te reis, Nieu-Seeland toe te reis, daar toe werk, iemand te ontmoet, iemand op 'n skip ontmoet waar jy werk. En dan met hierdie persoon te trou en dan die man kan van Israel wees, die vrou van Suid-Afrika en hulle kan in Nieu-Seeland of Thailand toe bly. Ja, ekskuus, ons het so 20 sekondes oor, maar jy kan vinnig jou laaste gedagte klaar maak. Vinnige laaste gedagte is, daar is 'n prosedure, dis die Haagse Konvensie, wat mens gebruik, en dit solank jy dit instel binne 'n jaar van die kind verwyder. Shander, die tyd is nou baie vinnig ingehaal, maar baie dankie vir die insig wat jy vanoggend hier met ons kom deel het. En ja, ek dink dit is nogal 'n ingewikkelde onderwerp, en daarom is dit belangrik om te verstaan hoe iets gepaard gaan met iets soos internasionale reg. Baie dankie. Presies. Nou goed, jy kan jou draftekkies gereed kry, want net hierna gesels Arnold met die Magnolia Road Runners. Jy's ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning. Ek is Arnold Geerts en ek hoop jou veters, hardloopskoenveters is nou vas, want ek gesels met Miguel de Silva en Magda Grobler van die Magnolia Road Runners, een van Pretoria en Suid-Afrika se gewildste hardloopklubs. En hulle gaan vir ons vertel hoe die klubs werk en hoekom jy dalk miskien by een sal wil aansluit. Welkom Miguel, lekker om jou saam met ons te hê. Magda, kom ons begin met, hoekom is dit goed vir iemand wat miskien, kom ons sê, oor 'n paar jaar 'n kamerads wil hardloop, of selfs net 'n paar padwedlope, hoekom is dit goed dat hulle by 'n klub moet aansluit? Ek dink dit is baie belangrik. Mens het soveel gemeenskap, ons noem dit in Engels community, en daar is soveel ondersteuning as 'n mens 'n klub lid is.
En dit is en ek dink die kameraderie in ons klub is net ongelooflik. So ek kan dit vir enigiemand aanbeveel. Dit was nog alle jare so met Magnolia. Miguel, it's interesting that you've run 4 comrades already. How did you get involved with the club? Let's take us back to how you first heard of Magnolia. Right, so I was part of a virtual club, and there I was struggling with motivation. I knew of a few people that were at Magnolia, and I thought, well, we're gonna have to try it. Went for one run and got hooked. The community, everything, the motivation, it helps with everything, especially if you want to train, if you want to set a goal. There's always the people there. And the nice thing about it is also that then you get tips and help and training help from your clubmates who have been in it for a while. Yes, yeah. We have one runner who's done 30 consecutive comrades. So he knows everything that's going to happen, and you can just feed off everybody while you're doing your training runs. En mag ook nie padwedlope hardloop in Suid-Afrika as jy nie aan 'n klub behoort nie of jy het nie 'n lisensienommer nie, dan moet jy 'n tydelike lisensienommer kry by die wedlope self. So dit maak dit makliker, nie waar nie, as jy by 'n klub is. Te doen op die oomblik is die lisensie, ek dink omtrent 220 of 230 rand, maar as jy per wedloop 'n lisensie moet koop, gaan dit jou 70 rand kos. So as jy 5 wedlope gedoen het, dan het jy alreeds die lisensie betaal. So dit is die moeite werd om by 'n klub aan te sluit, beslis. Sien dat jy nou oor geld praat, wat kos dit om by 'n klub aan te sluit oor die algemeen? Oor die algemeen dit is moeilik om te sê elke klub besluit sy eie fooie. So dit kan jou enige iets van 500 tot 1500 rand kos. Party klubs sluit hulle klubklere daarbey in of die hardloopklere, ander doen nie. So dit sal afhang van watter club jy dan besluit om mee te gaan. Miguel, you guys have also got your race coming up at the end of the month here in Pretoria. Tell us about that and how difficult it is to put a race together these days. Sure, yeah, no, it's really difficult. So it's happening on the 31st of January. It's at Castlegate Shopping Centre. We're with Intercare. So it's a 21k, 10k, and then there's a 5k. Right. So we've got a variety for everybody. And yeah, there's so much there to go into a race. Magda knows more about it. We need a lot of volunteers. So there's registration, there's marshalling. I don't think a lot of people understand how many people are needed. The logistics of it all. The logistics. And people who volunteer their time on the morning to come and assist other runners to have a good race. For nothing. For nothing. Perhaps every now and then a t-shirt if you're lucky. So now and then. Miguel, I know that you had a very hard comrades last year, and as we were saying earlier, what's in the plans for you and also for the club for 2026? Yeah, we're focused on comrades for the moment. Well, at the moment we're going to train up for marathons. We have 2 oceans coming up, and then a few of us do comrades. We are I think one of the biggest clubs in Pretoria that goes to comrades. So for me personally, I have a marathon coming up, 2 oceans, and then I'm still deciding on comrades. I hope that you do the right thing. I know. And run. Yes, yeah, I'm going for the 5th. If I do, it's the 5th. I'm halfway to 10. I might as well go for the green just number. Go for it. I hear you, and I hope you do. Magda, laastens, hoe kry mense vir julle in die hande? Ons het 'n webblad, Magnolia Roadrunners, alles een woord, en ons is ook op Facebook en Miguel doen daai werkies. Ek dink ons het 'n Instagram rekening ook, en al ons kontakbesonderhede is op die webblad of dan nou op die sosiale uitstekend. Waardeer dit. Miguel, thank you very much for coming in. Magda, baie dankie vir jou. Waardeer julle regtig en sterkte vir die res van die jaar. So, that leaves you with a little bit of food for thought when it comes to running. Net hierna bevredig ons jou soettand en natuurlik dis saam met Ouma Bets gebak. Delicious. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Comfort Solutions by Bed King. Restore,
rejuvenate, repeat. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventures and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardewarewinkel. Hamiltons, vir die perfekte afwerking. Varsgebakte koekies, volgestop met room, sjokolade en dit kan elke maand nuwe geure ook vir jou wees. Dis 'n tendens wat die wêreld aan die praat het, maar agter elke koekie is daar 'n storie. Ek gesels met Chanel Labeskagni, stigter van Ouma Bets gebak oor hoe 'n huis, kombuis en familie-erfenis gegroei het tot 'n geliefde Suid-Afrikaanse handelsmerk. Chanel, hartlike goeiemôre. Baie dankie. Dit is vir my baie lekker om met jou te kan gesels en ek wil net eers by jou hoor hoe het jou pad geloop tot hier, want hierdie bakkery was maar half 'n ongeluk is dit. Ja, dit was aanvanklik nooit die plan om die bakkery te begin het nie. Ek het nog my hele lewe lank die droom gehad om 'n veearts te word en na skool het ek nie die geleentheid gehad om voltyds te kon swat nie. So toe het ek 'n voltydse werk gehad en ek het deeltyds by Unisa Animal Health geswat. En met dit het ek hier op die einde gekom waar ek nou voltyd werk en ek moet nou 'n praktiese jaar voltooi. Maar my voltydse werk vereis dat ek voltyds by die werk moet wees, maar my deeltydse prakties vereis dat ek voltyds prakties moes doen, so ek moes een los. Dan moes ek my voltydse werk los om nou my prakties klaar te maak. En ek moet nog steeds inkomste genereer. Ek het nou geen inkomste nie, geen vorm van inkomste nie. En die beste naaste ding wat ek kon doen was om te bak. Want dit is wat ek geweet, enigiemand kan 'n koek bak, enigiemand kan 'n cupcake bak en dis wat ek toe nou begin doen het. En fast forward tot vandag het ek toe nou meer die gebak geniet as wat ek die veearts ooit geniet het. So die deeltyds het in die hobby het toe nou die werk geword. Vertel ons gou vir my, wie is Ouma Bets? Waar pas sy in die prentjie in? So Ouma Bets is my ouma
en sy is basies die inspirasie agter die bakkery. So toe ek toe uiteindelik besluit het om voltyds te bak, het ek gedink ek kort 'n naam wat spesiaal is en ek het nie 2 keer daaraan gedink om my ouma se naam te gebruik nie. Sy is 'n bekende caterer en bakser in Brits en sy bak nou al vir jare lank aan een seker nou al meer as 50 jaar en sy is nog steeds besig. Wow. So toe ek die naam kies, toe dink ek dit moet 'n naam wees wat iemand kan sê, ja, dit was nou nie Chanel se koekies nie, dis ouma Bets se koekies. So dit maak dit spesiaal, ja. Hoor jy en ook om 'n bietjie net die dinge vinnig na vorentoe te vat, buite nou die uitdagings goed wat hy ou gehad het. Hoe het sosiale media, TikTok en daai tipe platforms vir jou gehelp om by te dra tot die sukses? Ja, so dit het actually baie gehelp. Ek het eintlik toe ek begin het met die gebak het ek alles gedeel, maar ek was baie skaam. Ek was baie selfbewus rondom om my gesig te wys. Even toe ek begin het om voice-overs te doen met my video's, toe ek so ja, jy sal as jy ver terug gaan op my TikTok sal jy hoor hoe skaam ek was om net te praat en ek het naderhand maar my gesig begin wys en die ding is op die einde van die dag mense hulle gaan nie altyd vir die produk nie, ja, jy moet 'n great produk hê, maar hulle wil actually die persoon sien daar agter en om die behind the scenes en alles te wys van hoe jy daarby uitkom, hoe jy bak, wat se moeilikhede jy het along the way, hulle raak betrokke, hulle voel invested in jou besigheid en dis wat dit spesiaal maak, ja. So seker nie baie editing gekos nie, want jy het alles net so opgeneem en gepost, nee. Ja. Wat het jy vandag vir ons saamgebring? Kyk, ek is nie veel van 'n soetant nie, maar hierdie lyk vir my baie lekker. So ek het my OG ouma boks gebring. So dis my gere waarmee ek basies begin het. Dit is my OG oumas. So ek het hulle saamgebring om net te wys wat presies is die koekie, want as ek sê koekie dan dink mense aan 'n Romany cream en hierdie is meer soos 'n koek met lekker vulling aan die binnekant. Baie is vir my baie pragtig. Ek meen as jy net kyk na die verpakking. Ja. So hier is nou 'n lekker stuk koek. Ja, Smoors. Ja, s'mores koek. En dan is my aanbeveling altyd om hom so 15 sekondes in die microwave te sit en dan sy lekker oei en sag en hy breek so lekker uit mekaar uit. Ek is so bly ons het 'n microgolf hierso en jy weet hierdie lyk na 'n heerlike ontbyt. Ja, so ek het dit spesiaal vir julle gebring. Julle kan dit geniet. Wat maak dit vir jou lekker? Ek meen as jy ook nou terugdink aan waar jy begin het en hoe jy begin het en waar dit nou al is met 'n volwaardige besigheid. Ja, nee, dit is ek het eerlikwaar toe ek geswat het, toe was ek eintlik maar ek was sielsongelukkig geweest en ek kon nooit verstaan het hoekom nie. En toe ek nou uiteindelik my eie besigheid begin en ek doen waarvoor ek lief is, het die hele pad vir my begin oopgaan. En dis presies waar ek nou sal sê ek sal dit vir niks anders te verruil nie. Dit is vir my so lekker om te kan doen waarvoor ek lief is. Op die einde van die dag, hoe groter die besigheid raak, hoe minder begin jy actually te bak en meer in die rigting te beweeg van invoices betaal en die besigheid dan daar agter, nee. Ja, so, maar ek geniet dit nog steeds. So dit is my so lekker. Waar kan ons van hulle in die hande kry? Is die winkels beskikbaar aanlyn? Hoe maak ou? Op die oomblik is Ouma Bets Gebak 'n aanlyn winkel. So jy kan op ons webwerf bestel. Ons het 'n webwerf oumabetsgebak.com en dan koerier ons reg oor Suid-Afrika. Jy kan ook in ons hartieswinkel kom optel waar ons nou huidiglik is en dan in April maak ons eerste walk-in winkel oop amptelik. Hoorie baie geluk en waar gaan daardie winkel wees? In Hartbeespoort. Ook in Hartbees. Jy sien, jy's nooit daar van die Noordwes. Luister, ek wil daarom net sê hierdie lyk vir my baie lekker. Kollegas, ek weet nie of okay, sy sharing is caring. Dress as your pet today. Daar's soveel gedagtes wat aangaan. Can I eat this? Ja. Eat like my pet today. Ja. Chanel, baie dankie van lekker eet en lekker gebak, maar lekker speel net hierna en hierdie gaan baie lekker wees. Ek sien hier is die hele verskeidenheid. Is daar, wat is die gunsteling? My gunsteling is Nutella en Biscoff is ook 'n fan favorite. Skielik is dit vir my ook 'n gunsteling. Ek laat weet vir jou net hierna. Die Rubik's Cube, ek is baie opgewonde oor hierdie volgende.
oor die volgende gesprek. Goed, die Rubik's Cube is een van die mees gewilde en verkoopte speelgoed ter wêreld. Nou hierdie ikoniese 3D legkaart het al 50 jaar gevier, kunsbewegings geïnspireer en natuurlik 'n internasionale sport ook geword. En ek gesels nou met Marika Vrot en Maverick Pearson van die World Cube Association oor hoe Rubik's Cube kompetisies werk en hoekom hierdie sport wêreldwyd soveel mense bymekaar bring. Baie welkom aan jou hier in die ateljee. En dan het ons natuurlik ook nou die ander verteenwoordiger wat aanlyn met ons gaan gesels. So ek wil graag hê jy moet dalk net vir ons begin deur te verduidelik wat die World Cube Association is en wat presies julle doen. Okay. Dit is maar 'n organisasie wat meestal deur volonteërs gerun word wat ons delegates en organisers wat die kompetisies reg oor die wêreld hardloop. Daar's 17 offisiële events, almal ken maar die gewone 3x3 blokkie, dan jy jou groter blokkies en jou verskillende tipes en goed wat nie eers blokkies is nie. En ons doen dit maar om te kyk wie kan dit die vinnigste doen. Ja, en ek dink dit op sigself is 'n kuns, maar Maverick, ek wil graag vir jou vra, watter vaardighede en kennis het jy nodig om deel te neem aan so 'n kompetisie? Sorry, some English please would be appreciated. What kind of skills do you need to participate in this kind of competition? Honestly, at the beginning, all you really need is determination. We have so many different competitors from all different walks of life, different ages, different experience levels. So as long as you are interested in it and willing to put in the time to learn how to do it and practice, and you just want to have a good time, that's really the barrier to entry. It sounds a bit complicated to me. Nou wil ek weer terugbeweeg na jou toe en vir jou vra, watter ouderdomme en agtergronde neem deel aan hierdie soort kompetisie? Dit is regtig 'n baie groot verskeidenheid. Ons jongste persoonlik in Suid-Afrika was ek dink 6 jaar oud, maar daar's 5-jariges dink ek wat in die wêreld het doen. Die wêreldrekordhouer is 8 of 9. En is tot 50, 60 wat ek al kan. En is maar 'n groot verskeidenheid van mense, baie ingenieurs en IT-mense en dokters en goed, maar dit is regtig 'n groot verskeidenheid. Wat baie slim is, ons kan dit nou maar net noem soos wat dit is. Ek wil ook weet, ek het al gehoor dat sommige mense die blokkie kan oplos en dit terwyl hulle geblinddoek is. Hoe kry hulle so iets moontlik reg? Ja, so die blindfolded is eintlik een van my gunsteling wat jy jy kry tyd om te inspekteer of 'n deel van jou tyd vorm hoe jy nou die memorization doen en dan sit maar stappe wat jy volg om totdat hy klaar is. Iets wat nou vir my baie interessant is jy het nou vir ons so ietsie saamgebring. Ek wil dit net hou dat ons dit baie mooi kan sien. Wat presies is hierdie? Ja, so hierdie sal nou wees die timing mat wat jy gebruik om jou hande op neer te sit voor jy nou begin. Ja. Want dit tel als deel van soos net die tyd wat jy solve moet deel wees van die actual tyd behalwe met die blindfolded wat jou inspeksie 'n deel vorm van die tyd. Now Maverick, I would like to ask you, do you have any advice for someone who would want to try and solve a Rubik's Cube for the first time? As someone who started doing this before I even knew competitions existed, I think sitting with it on your own and just trying to figure it out on your own at first is the best way to do it. Get a sense for how the pieces move with relation to each other. Just try to solve one side on your own, because once you can do that without any external help, you probably have all the skills you need to finish it. There are so many resources online as well, YouTube videos, PDFs that you can download, all kinds of stuff. We have WhatsApp communities, Facebook communities. So there's lots of resources out there to really get a start, but I'd always recommend trying it for yourself first. Excellent advice. Nou ja, ek wil vinnig probeer, ek kan dit doen. Marika, so ek gaan probeer om hierdie blokkie so gou as moontlik op te los. So kom ons kyk hoe vinnig ek dit gedoen kan kry. En dan gaan ons regisseur dalk nou net op my fokus binne, kom ons sê 3, 2, 1 en ek wou gekroek het. Jy sien net die werk het nou nie uit nie. Daar sy. So ek dink dit klink vir my redelik. Was hy? Sien? Daar is hy heeltemal opgelos, maar nee, ek sal nog so 'n bietjie oefen. Ek dink ek moet hierdie leen en dan kan ek miskien werk aan my tyd en dan moet julle weer kom kuier in die toekoms en dan kyk ons hoe dit aangaan. Ja, ons sien uit om jou by 'n kompetisie te sien. Baie dankie. Moenie kroek nie. Daar het ek dit nou regstreeks op televisie geleer. Bly ingeskakel want net hierna kuier die smaakmaker Heidi van der Merwe hier.
DC Express. Everything electrical. For almost a century, Stiebel Ultron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Delicious. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Shh. Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luxe safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Smaakmaker Hailey van der Merwe is oorspronklik van die VSA, maar jy sê dit nooit sê. As jy oor hoe mooi sy haar rol nie. Van Oklahoma tot Secunda, van Engels tot Afrikaans, Hailey gesels en sy vertel vir ons oor haar unieke kultuurskokke en snaakse oomblikke en ook haar groot liefde vir Suid-Afrika. Hailey, hartlike goeiemôre en baie welkom. Goeiemôre, dankie. Luister, dis vir my fantasties hoe mooi al die Afrikaans praat, but quickly tell me, what was your first impressions when you first arrived in South Africa a few years ago? I heard a lot of Afrikaans and my first thought was, are they communicating with each other? Like, do they understand? It was a lot of gibberish. But luckily, I eventually moved to Secunda, which was very Afrikaans, so I had to learn quickly. And what a shock. I can just imagine. I mean, especially in the platteland, the people are scared to talk English. Absolutely, yes. You recently also traveled through the holidays and, during the holidays. Would you rather spend the holiday here or would you go back to the States? It depends. If it's Christmas time, I'd like to be in the States. I like a cozy, cold Christmas. But I know most South Africans want watermelon and the sea and a nice hot Christmas. So it depends, I guess. Yeah. And like you've mentioned, you did the move from Secunda to Johannesburg, or you were stationed there in Secunda. And from the small town to the big city again, was it quite a move for you? Yes, I'm slightly paranoid of Johannesburg, but I am trying to take it easy and just not skrik die hele tyd. So it's lekker. It is good. It's an adjustment, but it's good. Would you also prefer a smaller town then as well? Yeah. I am from small town Oklahoma. The smallest town I lived in, the population was 700. So it was tiny. Now that is a small town. Yeah. So which move would you think were more challenging? The one from Secunda to Johannesburg or the one from the States to South Africa? Definitely the States to South Africa.
A lot of culture shock, but I think that you can maybe tell a little bit about that as well. Maybe it's enough about me. You can tell me some of your story with your move. Fast. I'm not even a smart marker like you, and you know that I've been in America. But I must say it was wonderful, but it's good to be back from a big country to a smaller country. It's like moving from a big city to a smaller town. Yeah, absolutely. What is your favorite Afrikaans word? That's difficult. My favorite word I can't really pronounce, verskriklik. I like how it's very expressive, and anytime somebody says verskriklik, it's always like verskriklik. It's a whole thing, and I love it. I just can't really pronounce it that But well. I must tell you something. I mean, I know the Americans struggle to do the R thing like we do it in Afrikaans. It's more the R, you know, the and the slang. So is it something that you consciously worked on and said, listen, I need to do the R. It's not that difficult. So the R is okay. I find that if it's with an S and a T, like straat of stroop, dan kan ek dit nie sê nie. Maar die G is die moeilike een. Anything with a G, I just, ugh. And that's a favorite Afrikaans word, but which one makes the least sense for you? Oh my goodness. At first it was lekker. I couldn't understand. You guys are saying lekker for everything. Everything's lekker, like, man. What does this word mean? I couldn't get a good feel of the vibe. But it's lekker. It's lekker having you, and it's lekker to know that you see now you got there. Is there an Afrikaans phrase that you love, perhaps? Ons gaan nou braai, because I love what it means. We're going to eat now. And if you say those words, everybody's eyes start to have a twinkle. Everybody is ready. There's always, where there weren't any braaiers, all of a sudden there's a braaier and everything. You can a braaier, nee? Ja. It's not like a fire pit you have in Oklahoma also. En ek hou van vleis. En Oklahoma het lekker kos, maar nie lekker vleis nie. So, en ons het lekker mense hier, is dit nie? Lekker mense. 'n bietjie snaaks. Nee, ek joke. It's lekker mense. 'n bietjie snaaks. Jy verwys net na my wat sukkel met die Engels, nee. If you have to describe your South African experience using one Afrikaans word. Ja. Or should we make it 2 or 3 or? I like 2 or 3. Let's do 2 or 3. Yeah. I would say, obviously, lekker. I have to say lekker. Yes. Lekker tye in South Africa. Maybe like geskok. Is dit die woord? Geskok. Like shocked. Shocked, yeah. Yeah. There's a lot of things, a lot of culture shock coming from small town America to South Africa, good and bad. So I think geskok is a good word. And I must say, I mean, what I gathered about the Americans as well, not all of them, obviously, but they are quite happy to just stay in their little towns or whatever, not to travel as much as we as South Africans tend to do. Yes, absolutely. I know many Oklahomans who've never left the state. Yeah. It's crazy. Like this, like horse racers. Absolutely. They go through life and they do their thing. Like tunnel vision. But I think culture is so important. I've been traveling my whole life. Yeah. I say it all the time. I've seen the world and I still choose South Africa. I love South Africa. I love the culture, the people. Hoor. Hailey for president. Nee. Were your dog the reason that you had to learn Afrikaans? Your pet? Nee. Ek het eers Kreersdorp toegetrek, nee? Yeah. And I was supposed to be with a very Afrikaans community, so I thought, let me try and learn a little bit of Afrikaans. I had a tutor and everything. She helped me a lot. But it was when I moved to Secunda, I had no option to speak English. I remember introducing myself to somebody, and she responded in Afrikaans, and I hoorde my best Afrikaans. I said, ek is jammer, ek verstaan nie Afrikaans nie. She said, waar in Amerika kom jy vandaan? I was like, I don't know what you're saying. But she's trying to do the conversation. So Secunda was a big motivator, yeah. Hailey, baie dankie vir jou kuiertjie vanoggend. Ons gaan vir jou straks volg op al die sosiale media. But thank you so much en hou Afrikaanse naam hoog. Net hierna kuier ons verder. Ons gaan 'n bietjie musiek maak en gesels en dit gebeur alles hier op Goeiemôre. Goeiemôre. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time.
At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Hallo my skat, ek dink ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank, ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lottersbaai glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe Denne. Lottersbaai, ons is denners goed. Dis die glimlach wat bly, gaan hulle weg, leef verliefde steeds voort, want die liefde ontferm, gedei soos dit hoort. Wanneer 'n geliefde heen gaan, bou ons nog altyd die liefde. Afbob, ons is hier vir jou. So, jy's een van daai rowwe jacks wat Affipad aftoer. Wat tuis voel waar die hardste geluide wat jy kan hoor die wind en wille waters is. Affipad af bied weerstand in enige weer. Met ons 4-trek tente, toebehore en boswaans maak ons enige omgewing mak. Besoek ons winkel vir al jou kampbenoodighede. En ons werkswinkel sal enige 4-trek regtrek vir die wildernis. As jy gaan kamp, kamp Affipad af. 'n Goeie ontwerper verstaan wanneer minder meer is. Wanneer meer is en wanneer funksie vorm dikteer. Met meer as 30 jaar se ondervinding bied Carney Interiors ontwerpplanne wat jou style en persoonlikheid weerspieël. Carney Interiors bied allesomvattende ontwerpdienste vir kommersiële en residensiële projekte. Kontak Carney Interiors vandag om jou drome te bewaarheid. As ek het moes opsom sou ek sê, dit is 'n baie spesiale musiekvideo waarna ons net gekyk het. En dit was Jannie de Tooy en Danel Botha se nuutste musiekvideo Afdraai Pad. Welkom julle. Baie dankie Elsa. Groot voorreg. Jannie, ek meen hierdie is 'n lied wat jy oorspronklik saam met Christa Steyn opgeneem het. Waarom het jy besluit dit is tyd vir 'n musiekvideo? Ek is bly nog steeds mal oor die liedjie. Vrede sal altyd 'n tema bly. Vroeë 90's geskryf eintlik vir ons vriendin Suzette Elof. Wat dit opgeneem het op haar album. So dit was 'n titelsnit van haar album en toe het ek en Christa dit saam opgeneem in 96 en ek het nog altyd gedink dit was heerlik om dit saam met Christa te sing honderde kere op die verhoog, maar eintlik moet dit 'n jong meisiekind wees wat vir haar pa hierdie vraag vra. En hoe het jy toe nou geweet Danel is die een wat hierdie rol sal kan vertolk? Miskien toe jy haar stemmetjie nou hoor het jy ook geweet, né? Ja. Ons mekaar ontmoet so. Ja, toe ek het haar en haar vriend ontmoet en ons het gesels en sy sê sy maak musiek. Ek sê stuur vir my ietsie en toe ek stemmetjie hoor. Sê ek ek het gesien hoe 'n pragtige meisiekind dit is en as dit die stemmetjie is asseblief, dan is dit die antwoord. En sy is so beskeie en nederig wat baie mooi eienskappe is. Ja. Maar Danel, ek moet vir jou ook sê geluk. Vertel vir my, wat was vir jou, wat het dit vir jou beteken, jy weet, om genader te word vir so iets en wat was vir jou gunsteling deel van daai musiekvideo? Nee, vir my in die eerste plek om met oom Jannie te kan werk is my groot voorreg want ek luister nog altyd sy musiek vir al my ouma en so dit is nog altyd so in die huis gewees. Maar met die musiekvideo sou ek sê die ateljee was definitief my gunsteling gewees. Ek het van die opset en die beligting en alles gehou. Dit was vir my baie lekker. En ek meen ek het 'n voeltjie oorvlei dat julle dit nogal na my mening in 'n rekordtyd kon doen. Jy weet, die vervulling van die musiekvideo. Is daar miskien 'n interessante staaltjie van iets wat gebeur het wat julle met ons kan deel?
So, nou moet ek moet vir jou sê daarteen, sy bly daar van in Hartbeespoort se wêreld. Ja? En 'n vriendin van my, Katrien Holm, hulle het 'n plek daar en ons het gesê kan ons daar kom opneem. So dit was 'n hele ding gewees op teen die opdraande en dis die ou bakkie is bietjie ouerig. Ja. By tye sy sê en gelukkig was die eienaar Taco was self daar gewees en hy het seker gemaak dat die ding aan die gang bly want dit was absoluut heerlik. Ja, dit was groot pret geweest. Ja, ek kan maar net sê dat sy is ook besig met 'n loopbaan. Dis hoekom sy dadelik vir my iets kon stuur en so ek wens haar so baie mooi toe vir die toekoms. Baie dankie oom Janie. Definitief van ons kant af ook. En waar, ek bedoel, hierdie musiekvideo is dan nou beskikbaar en mense kan gaan kyk as hulle miskien 'n bietjie te laat ingeskakel het. So Danel, wil jy dalk net vir ons sê wat lê nog voor vir jou? Het jy enige toekomsplanne wat hierdie bedryf ook betref? Ons het 'n paar sekondes oor. Okay. Ja, ek hou van musiek, ek skryf graag. Ek is geteken by Connection Studios wat 'n nuwe ateljee is in Centurion. Ja. So ek het die oudit in die Here se hande en ek hoop vir 'n blink toekoms daarin want ek is baie lief en passief vir musiek. En jy het 'n wonderlike, fenominale mentor ook sommer in die proses. Ja, uiteraard ja. So baie sterkte. Baie dankie dat julle hier by ons kom kuier het en kom kuier gou weer. Baie dankie, baie graag. Goeie. Baie dankie. Dankie. Maar dit is al van ons kant af, maar ons sien julle môreoggend weer net hier by Goeiemôre Good Morning en onthou om ons YouTube kanaal te gaan besoek indien jy enige van hierdie interessante gesprekke misgeloop het. Now is the time to build. With a partner who is brave, committed, and hungry to help you. Who thinks boldly and differently, leads with understanding, guided by a team of exceptional minds, displays the highest technical excellence, for whom flawless delivery is personal, and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura. To excel, to conquer that new plateau, to live, innovate, and succeed. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld.